Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan almal wat luister en aan almal wat kyk en almal wat hierdie video / podcast / audio / video / Wat ook al jou formaat is. Ja, hoe ook al jy hierdie content inneem. Hallo, dis lekker om hierso te wees. Dis lekker om jou te sien. Amper sê ek is lekker om jou te sien. Dis lekker om saam met jou te wees. Ons hoop ons sien jou Sondag. Ons hoop ons sien jou Sondag. Ja, saamkuier. Dit sal lekker wees. Ek is Pastor JP, saam met my is Ilse. Dis lekker om saam met jou te wees. Dankie Pastor, is altyd lekker om saam te kuier. Dit is. Gesels. Ja, ons gaan 'n bietjie gesels oor Pastor Dani se preek. Meerendeels gaan ons bietjie in die skrif indelf. Dit is wat ons doen. Bietjie kyk na die skriffies wat hy uitgewys het. En ons gaan net 'n bietjie praat daaroor. Ons gaan 'n bietjie chat oor die opinies wat ons het en jy weet wat die woord sê ultimately. Die rede vir die naam van die podcast, verdiep in die woord. Yes. Verdiep in die woord. En in die gees dit wat die Here vir ons deel. Ons het soveel tyd op 'n Sondag om 'n woord te deel. So ons verdiep dan so 'n bietjie later. Ons het 'n bietjie vroeër gekuier met die verdiep die video, die 5 minute, so vinnige gedagte. So moet dit ook nie mis nie, is altyd lekker om dit te kyk. Ja, gaan kyk dit. En as jy nog nie gesubscribe het nie, subscribe. Dit help maar net om, as ons 'n video post of 'n preek post, dan sien jy dit, dan kan jy dit net gaan kyk daarso. Maar ja, wat ek wou sê is, hierdie is so mooi koppies, nee, dit maak die koffie binnekant 10 keer lekkerder. Ek is bly. Ek het die koffie gemaak, so ek hoop dit is lekker voor dit in die beker was. Maar ek sal nie weet nie, ek het dit nie geproef voor dit in die beker was nie. Ek spot sommer. Maar ja, ons own branded stuff is baie cool. Ja. Ons groei lekker. Ek dink ons podcast en die media, die hele media eintlik groei. Ek dink ons het 'n lekker aanvraag vir dit. Shout out to Minike. Sy doen fantasties met die span. Minike, jy doen great. We love you. Jy is absolutely the best. Dankie. Cool. Ja, Pastor Sondag se woord. Grootste. Groter met 3 o's. Yes. Want ek het dit gesien toe ek die YouTube video laai. Toe sien ek hoe hy dit gespel met 3 o's op die thumbnail. Yes. Toe dink ek, dis interessant. For a reason. Ja. So ons post die eerste een en die volgende oomblik kom die baie awesome spelcheckers in en ons kry boodskappe oor groter is nie reg nie. Maar almal is toe alreeds intrigued, kry toe 'n paar boodskappe sê moet dit so wees. En toe sit Pastor Dani 'n derde oë by. Net om het just to amplify die hele idee. Okay. Ja. Dis 'n cool story. Dis 'n bietjie behind the scenes vir julle. Yes. So dit was intentioneel. Maar asseblief laat weet ons as daar enige spelfoute is. Dit help. Kyk, meeste van die spelfoute wat ons maak is intentioneel. Ja. Dis maar dit is. Maar ja, so dis lekker. Dis lekker om hier so te wees, lekker om bietjie te gesels. Ja, Pastor. Hy het begin met 'n baie snaakse joke. Ons het gelag. Hy het 2 jokes gemaak actually. Refresh my memory. Ek kan nie die eerste een onthou nie. Ek onthou die tweede een. Die tweede een wat hy praat van die oudjies wat bakkies, die plaas om die plaas en dan soos my kar is so stukkend gewees op 'n stadium, so kom ons 3 weke vat om die plaas te ry. Mense by die preek nie. Ja, gaan kyk die grappie. Wat ware. Waarom praat hierdie mense? Gaan kyk die grappie. Gaan kyk dit is baie funny en dit pas so mooi in. Sy hele punt was, jy weet, ons soek altyd groter. Ja, 'n kompetisie. Dis 'n kompetisie, jy weet. Dis nie regtig 'n kompetisie nie, maar ons dink dit is. Die wêreld het dit 'n kompetisie gemaak. Ek kyk so na van hierdie ek is die medeleraar hierso, maar 'n groot deel van my werk is die tieners. Yes. Nee, so 'n groot deel van my werk is om to keep updated met die influencers en die mense wie hulle volg en die mense na wie hulle kyk. En ek kyk so na hierdie hulle noem hulle self influencers, hierdie YouTubers, nee, wat en dis net vir my, dis my crazy. Dis soos hoe groot 'n huis wil jy hê? Jy weet, dan sit hierdie 23-jarige ou wat jy weet nie universiteit toe gegaan het nie, en by the way, ek is nie salty omdat dit nie met my gebeur het nie, maar hoe groot 'n huis wil jy hê?
Ek dink die feit dat ons is nou besig om te compare en ons het mense wat sê okay, maar nou wil ek dit ook so hê, dit is nou die maatstaaf. Ek dink dis die probleem. Dis presies, dis die ding, is daar's 'n kompetisie tussen hulle. En dis my punt. Dit is die beeld wat die wêreld wil uit hê. Die beeld wat die wêreld wil skei is jy moet in kompetisie leef. Jy weet, jy moet in kompetisie leef, jy moet die beste wees. Jy moet die beste wees. Nou, ons is Suid-Afrikaners, ons is op die oomblik die Springbokke is op die oomblik. Ek het 'n paar grappe gesien. Maar ons wil altyd die beste wees. Ja. Jy weet, dis 'n kompetisie. Ons wil die mooiste kar hê, ons wil die meeste geld maak, ons wil die grootste huise hê. Jy weet, ons moet die beste lewe leef. En om die tieners sien ek dit. Jy weet, en Pastoor Dani het dit aangeraak. Jy weet, ek het die nuutste iPhone, ek het die nuutste Samsung, ek het die nuutste wat ook al. Whatever goes. En dan vra jy die vraag, maar wat kan jou foon doen wat die vorige generasie se foon nie kan doen? Dan sê jy, is bietjie vinniger, bietjie meer megapixels, beter kamera. Something. Dis interessant. Dink jy daar's 'n, ek wil nie sê aanval nie, maar 'n rede tussen God wat baie keer vra dat ons in excellence vir hom iets moet doen, versus die feit dat ons dan die hele tyd in kompetisie met mekaar wil wees. Want daar's tog nie fout in iets goed wil doen nie. Inteendeel, die woord moedig dit baie keer aan. Maar ek kan nie help om te dink dat die wêreld het dit so 'n bietjie maar lelik gemaak nie. Ja. En dan is dit altyd daai kontras tussen wat is die goddelike, die reine, en dan wat is die wêreld se aanval op dit. Ja. En dit sleg maak. En ek dink dis daai excellence wat ons baie keer pursue, moet pursue. En dit, maar daar's 'n verskil. Ilse, soos wat jy nou praat, klik dit vir my, jy weet, die wêreld en die vyand se taktiek is om ons in 'n state of competition met mekaar te hê. Want dan, twee goed. Ons fokus meer op wat die ander ou doen, as op my bediening en my roeping. Jy weet, wat ek ontvang. Ja, jou uniekheid. My uniekheid en die giftings wat God vir my gegee het, want, maar ek is nie soos hy nie, of ek is nie soos sy nie. Jy weet, hulle het 'n groot bediening en goed, hoe kom ek daaruit? En partykeer is dit 'n ding van die Here het jou 'n capacity gegee en hy het jou 'n roeping gegee vir 'n rede. En ek dink nou aan church life. Jy weet, kerklewe, want jy weet, ons kan baie maklik vingerwys na die groot gemeentes toe, na die mega churches toe. Jy weet, en sê, ons wil soos dit wees. Dit is ons maar strewe. ons het nie die budget vir dit nie. Jy weet, hulle het jy weet, R100,000 se kameras gekoop, ons kan nie dit koop nie. Kom ons, jy weet, wat help het ons probeer even. En dit is waar die fout inkom. Yes. Want jy's nie in kompetisie met hulle nie. Nee. Jy weet, die mega church wat Jesus se gospel proclaim, en die kerkie wat 100, 200 mense of even kleiner as dit, 40, 50 mense. Jy weet, ek kom van Magloaf, daar was ons 20 mense in die kerk gewees. Yes. Die kerkie daar, wat die naam van Jesus proclaim, is die mega church. Jy is nie in kompetisie met mekaar. Nee, jy is nie. En jy praat van excellence. Excellence is nie production value nie. Ja. En ek dink partykeer ons kyk vas in dit. Oor die production value is nie so goed soos daai kerkie, so ons doen dit nie in excellence nie. Nee, maar wag 'n bietjie, wat is julle capacity? Jy weet, want as jou production value met jou capacity ontmoet, dan doen jy dit in excellence. Jy weet, en as dit is om twee ouens op die stage te sit met akoestiese gitare en hulle speel en hulle sing, jy weet, ek en my vrou, ons het baie uitreike gedoen in Afrika goed. En veral in Zululand. Nou as jy Zululand toe gaan, dan kom jy vinnig agter wat is excellence. Want daar, van daai kerke het nie krag nie. Van daai kerke het nie musiekinstrumente nie. Dis 'n hele ander konteks. Dis 'n hele ander konteks. Maar worship hulle? They put us to shame sometimes. Jy hoor wat ek sê. As jy gaan op decimals uitsit. Ja, as jy gaan op decimals sonder musiekinstrumente, sonder ons kan agter staan. Die excellence gesprek of die vraag, wat is excellence? Is nie die production value van 'n ander kerk nie. Dit is die beste wat jy kan doen met dit wat jy het. Ja. Jy weet, die storie van die talente.
Exactly. kom op, jy weet, hier's die meester gee aan die een 5 en aan die ander een gee hy 3. Nou baie keer dan lees ons dit en ons besef nie altyd hoe die sit jouself gou in die skoene van die een wat 3 gekry het. Ek dink hy het gekyk en gedink, maar hoekom kry hy 5 en ek net 3? En die woord verduidelik dit, want hy het gegee volgens hulle kapasiteit Yes. en dit wat hulle kan doen. En die een het meer gemaak, die een wat 5 gehad het, het sy talente 10 gemaak, en die een wat 3 gehad het, het sy talente 6 gemaak, 2 of 4 gemaak. Dit vermeerder. So hy het minder gemaak as die een wat 5 gekry het, maar hy het nog steeds in excellence opgetree. En die meester het hom presies dieselfde hanteer as die een wat meer gekry het. Die idee is dat dit gaan oor wat God van ons vra. Ek dink terug by die preek ook, dis twee goed. God, jy's in gehoorsaamheid wanneer jy slegs doen wat die Here se wil is. En dan besef dat die Vader wat ek het, is dieselfde Vader wat jy het. Ja. So, daar is nie 'n kompetisie tussen my en jou rondom wie ons Vader is en die hoeveelheid krag wat ons het nie. Ja. Soos, daar kan ons nie sê, my pa het meer, daar nie, dis dieselfde pa. So, dan moet daar 'n verskil kom met jou purpose en wat jy aanpak in jou lewe. En dan kan ons nie moontlik dink dit is regverdig vir God om ons te judge as ons nie noodwendig lyk soos die ander een nie, want dis die enigste verskil. Ja. Maar as jy optree in die gehoorsaamheid en jy doen slegs wat jou Vader se wil is, dan is jy reg en dan sal jy geseën word volgens dit. Daar's 'n skrif wat ek nou aan dink wat sê die ou wat die profeet help, sal dieselfde loon kry. So baie keer in die skrif het die profete, jy weet, hierdie groot gedoen in die woord en alles, en mense raak aanhangers van 'n profeet of 'n spreker in Paulus hulle se tyd, maar God kom en hy sê, okay, maar die een wat slaapplek gee vir die profeet om dit te kan doen, is net so groot soos die volgende. So jou talente, daar's 'n doel vir my en jou, vir elkeen van ons. Maar elkeen van ons het dieselfde grootte Vader in dit wat ons doen, en ons kan net so peace hê in die feit dat dit is wat ons moet verwag. En dan dink ek terug by die kompetisie. Nou sit ons op onsself op 'n plek, en die oomblik wat jy in kompetisie begin gaan, dan limit jy jouself. Want jy dink nou, okay, maar ek kan nie daai nie, so jou kop is die heeltyd by negatief wees en jy kom nie uit nie, waar jy daai selfe hoeveelheid energie insit en werk met dit wat jy het. Dink ek is, jy weet, dis hoe daai ou wat 3, 6 sy talente soveel vermeerder, en dis waar die vermeerdering in die skrif ook dan inkom, want die Here groei jou daarin. Maar ons elkeen se purpose is anders. En as jy vergeet, dit is nie 'n trappie klim vlak, ek wil vandag beter wees, pastor, jy weet, ons giftings verskil, maar die oomblik wat ek gaan try wees waarin jy, ek kan nie 'n Rubik's Cube doen nie, dit gaan nie, soos 'n vis wat boom klim, maar so ook is daar ander goed wat die volgende persoon, en as ons daai doen, dan kan jy net nie ontwikkel in dit waarin jy goed is nie, maar tog is ons Vader so lief vir elkeen, en het 'n purpose vir elkeen, so jy moet sorg om jouself nie te vergelyk met die influencers nie. Is fyn om inspirasie te kry. Ja, verseker. Ja, verseker. Ek dink daar's 'n verskil tussen kompetisie en iemand wat jy sien as 'n voorbeeld. Ja, vir mentor. Ja, ek dink aan Paulus se woorde in Korintiërs 11 vers 1. Volg my soos wat ek Christus volg. Daar is mense wie jy kan kyk en sê, joh, jy weet, hy volg die voorbeeld van Christus in sy bediening. My bediening lyk nie soos sy bediening nie. Nee. Maar net soos wat, as ek 'n voorbeeld kan gebruik, ek kom van Newcastle af. Nou, in Newcastle, ons het elke donderdag aand het ons 'n prayer evening gehad. Vir 2 ure lank het ons gebid. Nou, ek is nie 'n bidder nie. Okay? Ek bid, obviously, ek spandeer tyd saam met die Here. Maar dis nie jou... Maar ek bid. En dan sit soos dis wat ek het, Jesus. Ek bid en ek sê my sê, en dan sit soos half, okay, wat nou? Ja. Jy weet. Daar was 'n ou gewees wat na die prayer meetings toe gekom het, wat die hele 2 ure op sy knieë in aanbidding en gebed spandeer het. Wat ingetree het vir die mense, en hy het die mense op hulle name genoem en goed. En dis fyn, dis sy bediening. Jy weet, jy kry mense wat bidders is, wat se passie dit is om te bid. Nou, ek glo dit om te bid. Ek sal vir jou bid, maar moenie verwag dat ek vir 3 ure aan een gaan bid nie, want dis nie my kapasiteit nie. Geef my die woord. Ek kan 3, 4, 5 ure net spandeer in die woord
studeer en leer ja, because you're a teacher. Dis presies. En daai ou was 'n inspirasie vir my gewees. Nie om te gaan bid soos wat hy bid nie, maar om die woord te gaan vat en net soos die passie wat hy het wanneer dit kom by bidde, met aanbidding en met gebed, om daai passie was my inspirasie gewees. En ek het daai passie gevat en ek het dit in my bediening gaan apply. En daar's 'n verskil tussen dit. As ek daar gesit het en gesê, "Ja, maar ek wil bid soos hierdie ou bid." Jy weet, dan gaan ek in my stilte tyd in plaas daarvan om die woord te vat wat ek glo die Here vir my sê om te doen. Vat die woord, studeer die woord, want ek het 'n gifting om die woord te gaan uitlê. Woord te dra vir ander mense. En ek het die mandate om dit te gaan doen. Ons almal het die mandate om te preek op 'n manier, maar ek het die mandate om dit te doen. Nou om dit te doen beteken dit ek sit 4, 5, 6 ure in 'n preek en voor 'n Sondag. Jy weet, ek doen bid as ek Bybelstudie doen. Maar dis nie 'n uur bid en 'n uur Bybelstudie nie. Dis dalk 15 minute wat ek bid of 5 minute wat ek bid, die res wat ek in die woord spandeer. Maar as ek gedoen het wat hy doen, dan jy weet, as ek dit 'n kompetisie gemaak het. Yes. Te sê, "Joh, maar hy bid 3 ure, ek gaan 3,5 ure bid." Jy weet? Ek gaan nooit uitkom by dit wat God my geroep het om te doen. Nee, jy gaan dit mis. Die oomblik wat jy oorskuif dan in die eerste plek, jy kry dalk 'n bietjie groei in jou gebedslewe want ons principles wat ons toepas. Maar jy gaan nie uitkom by dit wat God vir jou gegee het om te doen nie. So daar's 'n kompetisie. Maar die oomblik wat jy mentorskap of inspirasie toepas, dan is die doel op die ou en Jesus Christus. En wanneer ons dan nader kom, so hy het jou inspire om Jesus te soek, maar in jou vorm, jou manier van dinge doen. Jou giftings, jou bediening. En dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om te sê dat ek wil nie daai limitness kry nie. Jy sou in 'n limitmate gegroei het in jou gebedslewe. Ja. Maar jy het Jesus gaan soek en sy wil vir jou lewe. En dan dis amplified, dis absoluut soveel meer as wat ons dan kan doen. So dis awesome en ek dink dit kom terug by ons het een great Vader, maar ons is nie veronderstel om in kompetisie te wees met elkeen van die mense om my en jou. Ons is 'n liggaam met diversiteit saam met dit. Ja, verseker. En ek dink as ons daai mind switch gedoen het van kompetisie na inspirasie of kompetisie na, jy weet, Paulus wat die kerk beskryf as 'n liggaam. Jy weet, en die hand kan nie die voet wees nie. Jy weet, daar's party mense wat op hulle hande kan loop, verseker, maar dis nie die doel van die hand nie. Nee, dis 'n mooi trick, maar dis tydelik. Dis jy gaan nie spaar toe en gaan koop inkopies terwyl jy op jou hande loop, jy weet. So nee, ek dink die beginpunt van kompetisie in die kerk, en ons gaan nou by die skrif kom by Timoteus wat pastoor Dani uitgehaal het. Maar kompetisie, daar is so ietsie soos goeie kompetisie en ek dink nie ons moet alle kompetisie onder dieselfde kamp skeer nie. Daar is so ietsie soos goeie kompetisie. Kompetisie is goed in sekere afdelings. Kompetisie is goed in besigheid. Kompetisie is goed in rugby. Jy weet, daar's kompetisie wat goed en gesond is. Ja, wat opbouend is. Wat opbouend is, wat vrug dra en vrug lewer, jy weet. En dan is daar kompetisie in die church wat nie goed is nie. Jy weet, ek lees vanoggend in Filippense 1, ek het vanoggend begin en Paulus skryf daar aan die kerk in Filippi. En dan sê hy daar's sommige mense wat Christus preek uit jaloesie. Jy weet, en afguns. En dan is daar mense wat Christus preek want hulle is lief vir my. En dan vra hy die vraag, maar wat maak dit saak? Christus word geprokleim. Daar's 'n proclamation van Christus. Jy mag dalk teologiese verskille hê met iemand van 'n ander gemeente of 'n ander denominasie. Baie waarskynlik. Ja, baie, ek bedoel, dit is hoekom jy mag dalk met in jou eie gemeente hê. Maar ek beweeg weg van die idee dat ons is in kompetisie met hulle. Yes. Want die ding is, ek wil nie die mense wat in hulle kerk is, oorvis na ons kerk. Jy weet, as hulle wil kom, is hulle baie welkom. Maar dis nie my doel nie. My doel is om mense wat nie die naam van Jesus. Yes. Die kerk groei nie as mense net van kerke skuif nie. Yep. Die kerk groei nie, hy staan stil. Nee, jy weet, ons moet uitgaan. Die woord sê ons moet uitgaan en die mense buite. Ek dink aan daai skrif waar Jesus die verhaal vertel van die partytjie wat die ou gegooi het
en dan nooi hy nou sy spesiale gaste en dan elke gas nou 'n verskoning. Nee, ek het 'n land gekry. Nee, ek het getrou en jy weet, daar's verskillende verskonings en goed. En dan sê hy okay, maar gaan uit. Mense wat op die straat is, nooi hulle in. Yes. Nou dit is wat ek wil doen. Ek wil nie fokus op die persoon wat in die ander kerke sit nie. Hy's klaar in die kerk. En my gebed en ek kies om te glo dat hy vir Jesus ken en dat hy 'n verhouding met Jesus het. Dis goed. Ja. Laat hy dit doen daarso. Ek wil die mense hê wat nie die naam van Jesus ken nie of wat die naam van Jesus ken maar wat afvallig geword het en wat nie in 'n kerk is nie. Yes. Ek wil hulle in ons kerk hê. Jy weet, en ek wil hê hulle moet na ander kerke toe gaan want ons is nie in 'n kompetisie nie. Nou, dis nie te sê dat ons kerk en ons kan dit interkerklik ook maak, maar dat ons kerk se vision dieselfde is as hulle se nie. Yes. Ek glo dat ons het 'n mandaat gekry van God en hulle het 'n mandaat gekry van God en dis twee verskillende mandate, twee verskillende visions wat twee verskillende purposes in as ons nou sê Middelburg. Wat daai purposes in Middelburg ontmoet. En as ek try doen wat daai kerk doen, dan los ek my mandaat agter. Ja. En ek sê maar ek wil eerder dit doen. Jy gaan nie voluit kry nie. Die ander ding is mens sit op 'n plek en jy dan 'n leemte op een plek. Jy lek in sekere mense wat aangeraak moet word. So ons kan nie opgevang word in die volgende persoon se goed nie. En dan sit ons en ek dink die punt van Sondag ons mis dan Jesus Christus en sy wil en sy mandaat. En dan is ons heeltemal dan raak ons lief vir iets anders. So nou 'n bietjie praat oor die skrif en die goedjies, maar ons kan nie die volheid dan bereik van wat Jesus vir ons gee oomblik as ons in kompetisie is nie. En dan wil ek so ver gaan om te sê dis lekker om te kan sê by ons gemeente ons is daarop uit om ons mandaat van Jesus na te streef. Ons loop nie rond en vra hoor hierso wat het hierdie kerk gedoen. Ek nie name noem nie, maar ons vra nie en sê hoor hierso daai ou daai nie. Ons bid regtig en ons vra vir die Here, maar wat is dit wat U vir ons wil gee en ons wil dit uitvat. En dit is lekker om dit te kan sê want so groei elkeen, ek dink ons gemeente groei. Ons sien baie positiewe reaksie uit dit uit en ek dink dit is 'n voorreg. Ja, die enigste vraag wat ek vir ander kerke het is doen julle wat God van julle verwag? As jy sê ja, kry. Go for it. May we bless you. Ons bid vir jou. Bid vir jou, ons support jou in gebed. Ons support jou, jy weet, hoe ook al, maar soos jy het jou mandaat, doen dit. As jy sê nee, jy is nie besig, dan gaan ek vir jou sê hoor kom ons kyk om weer terug te kom dalk. En you'll note that ons praat nie van getalle nie, want getalle is altyd 'n ding. Jy weet, ons is meer as julle en wat. Glad nie. Die measurement van sukses in bediening en in kerk is, doen jy wat God van jou verwag? That's it. Dis sukses. As jy gehoorsaam is, dis suksesvol. Dit is wat ek wil sê rondom dit, want nee, ek het al gesien dat kerkpolitiek en kompetisie in kerke en in bedieninge binne dieselfde gemeente. Nee, dit is nie goed nie. It sows disunity. And that's not good. Die skrif verwys na 'n geestelike immaturity, die oomblik as daai begin. En we just want to strive om terug te kom dat dit is al wat ons wil Jesus Christus soek in dit waarmee ons besig is. Het sy dit in ons kerk is, bedienings, persoonlike lewe, jou huis, dis die punt, dis waartoe ons gaan. En dan ek en jy het ultimately dieselfde Vader, dieselfde krag en ons moet net daai toepas. Amen. Ek dink ons kan sommer in die skrif inval. Die eerste skrif wat ons oor gaan praat, 1 Timoteus 2. Nou, ek wil net 'n bietjie konteks gee rondom dit. Hierdie is die tweede brief wat Paulus skryf. Dis nie Timoteus wat hierdie brief skryf nie. Okay, en ek dink dit is belangrik want jy weet jy lees Johannes het Johannes geskryf, Petrus het Petrus geskryf, Timoteus het Timoteus geskryf. Nee. En toe Hebreërs het nee. Dit is 'n brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het. Nou Timoteus was 'n jong man. Wat Paulus opgelei het. Paulus het kerke geplant. Jy weet, soos 'n regte apostel het hy gegaan en hy het kerke geplant en hy het sendingreise gedoen en hy het die evangelie verkondig. En soos wat hy gegaan het, het hy mense opgerig, pastore opgerig, leiers opgerig in die kerk om daai boodskap, die boodskap van die woord
oop te breek vir die mense. Yes. En Timoteus was een van daai pastore. So jy kan gaan lees en dit maak nou sin as jy 1 Timoteus gaan lees en jy lees 2 Timoteus dan. Dus daar's baie raad Ja. vir iemand wat in bediening staan. Ek wil sê vir 'n Christen, jy weet ons is Applicable. baie maklik om dit te lees en te sê ja, maar dis vir die pastore, dis vir die leiers, dis want jy weet dit is soos byvoorbeeld die qualifications of an elder is in Timoteus gevind. So is net vir So is vir die ouderlinge. Nee, dit is vir jou ook. Ek dink die mentorskap wat ons van praat, daai persoon wat jou inspireer, dit is wat Paulus vir Timoteus was. Ja. En dan sien ons daai mooi verhouding in hierdie briewe. Ja. Wat dan uitkom oor hoe hulle met mekaar werk en praat. Ja, verseker. So ek extend hierdie om te sê dis nie net vir pastore nie, dis nie net vir deacons of ouderlinge nie, dit is vir elkeen wat 'n bediening het. Yes. AKA al die Christene. Ja. Almal wat die naam van Jesus Christus Want as jy nie geweet het nie, you've got a great commandment as jy dit dan nou basic wil vat. Jy tel mense van Jesus Christus. So hierdie is absoluut vir jou en vir my en ons moet dit vat. 2 Timoteus 2 vers 3 ons lees. 2 Timoteus 2. Nee, 2 Timoteus 3 vers 1. Yes. Paulus skryf, hy sê dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. So hy begin deur te sê hierdie moet jy weet. You must take note of this. Hou dit in jou agterkop. Daar gaan swaar tye kom en hy verduidelik wat hy bedoel met swaar tye. Yes. Maar in die laaste dae, jy weet, sal daar swaar tye kom. Nou die laaste dae is die dae waarin ons is. Ja. Dis die dispensasie vandat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is. Maar nou in die boek van Joel, né? Is daar 'n profesie wat sê in die laaste dae sal ek my gees uitstort op die kerk. Die dogters, die seuns en hulle sal. Dit is wat 28. Dit is wat daar gebeur het. Yes. Né? So van daai tyd af tot en met die tyd wat Jesus terugkom, leef ons in die laaste dae. So in die laaste dae, dis hierdie tyd waarin ons nou leef, dit is van toepassing vir nou. Dis nie toekoms nie, dis nou. Dis belangrik om dit te weet. So die is vir jou. Die is vir jou. Skerp is dit, ja. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartige. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Nou voordat ons vers 5 lees, want dit is tot vers 4. Terwyl ek dit gelees het, kan ek jou 'n boek skryf, daar's mense wat hier luister en ek wat hierso sit en jy wat hierso sit. Want terwyl ons hierdie gelees het, het daar name opgekom. Gesê ja, verraaier, dis daai persoon. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Jy weet, daar's name wat opgekom het. Want dis waarlik in die tyd wat ons leef. Dit is, ons sien dit. Ons sien dit. En jy weet, nou meer as ooit, maar ek bedoel, dit was so in die apostels se tyd ook. Ja. Jy weet, dis hoekom hy dit skryf vir Timoteus, want jy moet kennis neem hiervan. Ja. Daar gaan mense wees wat net vir hulle self wil hê. Meer wil hê, wat ek weet nie of jy al die gesegde gehoor het, it's a dog eat dog world. Ja. Dis presies wat dit is. Jy weet, jy moet op mense trap om bo te kom, jy moet bo uitkom, as jy nie bo uitkom nie, nou kom ons terug na die kompetisie toe. Dis wat hierdie daar gaan 'n tyd wees in die laaste dae waar mense net in kompetisie is en hulle sal enige iets doen om bo uit te kom. Ja. Hulle sal enige iets doen, enige iemand betrap, enige iemand seermaak, enige iemand verraai. Hulle sal ongehoorsaam wees. Ek bedoel slegpraters van hulle medemens. Ek bedoel, ja, in die tyd van sosiale media, as jy gaan kyk na die opinies van mense in die wêreld, dit is crazy hoe hierdie skrif ons sien dit. En ek weet nie of ons dit altyd eers erken as dit nie. Ons dink dit moet 'n groot storie wees. Jy kyk 'n fliek baie keer en dis hierdie regte tienerfliek waar die een 'n slegte ding by skool van die ander sê en dit blaas op en jy weet die hele skool. Dit is nie eers so groot vir daai goed om applicable te wees nie. Dis die eenvoudige net iets agter die volgende persoon se rug sit. Dit is dit. Ja, dis daai gesprekke by die werksplek. Ja. Van mede-kollegas, omdat jy unhappy is oor hulle manier van 'n ding doen. En
Ek bedoel, ek dink ons almal was al skuldig geweest. Ja, want ons is mense ja. en dis die gemak of hoe maklik mense in daai inval. Is daai oomblik van jy's net bietjie vies, dis nie jou manier nie en dit gaan oor jouself in plaas van die volgende persoon. Ja, en dis 'n comment. Ja. Dis 'n comment. En ek was Ja, daai ou is simpel man. Ja. Wag 'n bietjie, daai ou is geskep in die beeld van God. Sy. Jy weet jy moet bitter versigtig wees van die woorde wat jy spreek. En dan wanneer dit jy is, jy weet die woord sê gee, die een wat Matteus 5 praat van as jy genade gee dan sal jy dit ontvang. Ja. So ons sit op 'n plek en ons spoel ons monde verskriklik vinnig uit oor die volgende. En dan kom jy en ek dink dit raak 'n probleem wanneer jy nie kan herken en besef dat okay. Ek het dit dalk nou so oomblik gemis nie. Maar ek is skuldig en ek repent en ek kom op 'n plek. So ons almal val daarin, maar dit is nie so moeilik soos wat ons dink om dit te doen nie. Ja, en weer eens, ek dink soos wat ons oor die kompetisie gepraat het, 'n verklaring wat ons net moet maak. Is 'n oomblik van swakheid. Yes. Hierdie identiteit, want dit is 'n identiteit wat hy skep. En ons gaan nou lees wie dit is. Maar hierdie identiteit wat hy skep is nie noodwendig op jou gemik as jy 'n oomblik van swakheid het en 'n oomblik van frustrasie iets sê of vir iemand iets sê of wat ook al, een van hierdie goeters doen nie. Okay? Dis soos jy gesê het, ons is mens. Jy weet, en die verskil is hierdie raak deel van 'n lewenswyse van mense. Jy het nie meer jou hart teen dit. Ja. Jy besef nie jy het geen regret op dit. Daar's geen remorse of geen conviction wat jy dra as jy hierdie goeders doen. So is belangrik om net dis belangrik om daai clarity te hê. So dis nie te sê jy weet vir die tieners wat luister as jy nou ongehoorsaam is aan jou ouers dat dit beteken dat jy's doomed en nee, glad nie. Dis nie wat hierdie skrif sê nie. Maar as jy constantly in rebellion, aspris in rebellion opstaan. Ek gebruik nou hierdie voorbeeld. Maar as jy aspris in rebellion opstaan en dit pla jou nie eers nie. Dan is hierdie skrif van jou op toepassing. En ek sê altyd dis my litmus test. As ek met iemand praat en hulle sê ja, hulle het geval en hulle het gesondig en hulle dit en dit en dit. Dan vra ek, okay, hoe voel jy daaroor? As daar 'n conviction is, that's a good thing. Dit beteken want wie convict jou? Die Heilige Gees. Ja. Convict jou van sonde en righteousness. En die rede hoekom hy jou convict is nie om jou sleg te laat voel nie, is om jou op 'n punt te kry waar jy dit kan bely en vry raak daarvan. Yes. Dis hoekom hy jou convict. Nou as jy 'n conviction dra en jy voel remorse en jy voel sleg, dan is dit die Heilige Gees wat jou convict. Wat beteken die Heilige Gees woon in jou? Yes. Jy is geïndwel deur die Heilige Gees. Jy's nog okay. En daar's genade vir jou. Daar's genade vir jou. Nie te sê wat jy gedoen het is reg nie. Nee, maar dis nie jy hierdie nie. Ja. Hierdie is die mense wat nie omgee nie. Jy weet wat dit doen en dit is nou maar want dit is wat die wêreld doen. Maar nou is dit die ding. Ons lees hierdie en sê ja, maar in die wêreld sien ons dit. Ja. Jy weet in besigheid sien ons dit. Oral sien ons dit. Die scary ding is Paulus skryf hierdie aan Timoteus nie om te wys die wêreld is sleg nie. Ons weet die wêreld is sleg. Jy weet hy het dit al baie keer gesê. Ons weet die wêreld is sleg. Ja. Hierdie is mense wat in die kerk is. Yes. Want die volgende vers 5 sê hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê. Met ander woorde, hulle is die mense wat lyk asof hulle Christen is. Hulle lyk asof hulle vir Jesus volg. Elke Sondag in die kerk gee die grootste tiende, want dis 'n kompetisie. Jy weet, hulle lyk soos Christen. As jy hulle van ver af moet kyk, if you have to judge the book by the cover, it looks good. Jy weet, hulle mag dalk voor jou met mooi woorde praat en jou jy weet goed laat voel en ja, die Here is met ons en daar's 'n skyn van goddelikheid. Maar dan gaan hy aan en hy sê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Met ander woorde, wat 'n krag? Wanneer ontvang ons krag? Deur die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8. Wanneer die Heilige Gees oor julle val, sal julle krag ontvang om my getuies te wees. Julle sal krag ontvang om te doen wat ek wil hê julle moet doen om julle roeping uit te leef. Hierdie mense het nie die Heilige Gees nie. En dis nou wat ons van gepraat het. Hulle het nie conviction oor dit nie. Hulle het nie niks van dit nie. So hulle ken nie die krag
van die godsdienst nie. Yes. Jy weet, nou godsdienst het 'n bad konnotasie gekry in die kerk deesdae, maar Die lering. verstaan dit in konteks van dit wat Paulus sê hierso, is in our religion there will be people that looks like Christians. Hulle praat soos Christene. Voor mense act hulle soos Christene, maar hulle ken nie die krag van die godsdienst nie. Yes. Hulle ken nie die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees leef nie in hulle nie. Hoekom? Want hulle was deceived geweest. Jy weet, false converts is 'n ding. Iemand wat dink hy's gered wat nie gered is nie. Dis hoekom Jesus sê, waarvan die mense gaan na my toe kom. Sê Here, Here, het ons nie dit en dit en dit en dit en dit gedoen nie. Dan gaan hy sê, gaan van my weg. Ek het jou nie geken nie. Ek het jou nie geken nie en jy het nie die krag van die godsdienst geken nie. Jy het nie die Heilige Gees geken nie. Jy het nie die Heilige Gees in jou nie. So weet net dat hierdie praat oor mense in die kerk. Ja. Dis al 'n waarskuwing vir ons as gelowiges. Yep. Dat die is moontlik, ons moet pas op. Yep. Ons en daar's 'n tipe lering in die wêreld wat praat van once saved always saved. En die realiteit is hierdie boek en dan so Hebreërs praat van die feit dat dit is nie so nie, ons kan wegdryf deur om ons harte hard te maak vir die Here en die lering wat hy gee. En dan is dit die uiteinde. Hierdie is die resultaat van daai rug op Jesus Christus draai, jou hart maak vir die sonde en dan loop hierdie goed uit. Dis die simptome van die sonde. Dis die vrug wat jy kry. Dis die vrug van die vlees. Ja. Ja, verseker. En dit bring my nou by die vraag, maar hoe weet ons? Hoe weet ons, jy weet, wanneer, hoe weet ons dat dit 'n uiterlike skyn is? Kom ons sê jy praat met oom jy praat met, ek wil nou nie 'n naam noem, ek is so bang as 'n naam en as ek sê ek praat van niemand spesifiek. Kom ons sê jy praat met iemand in die kerk. Die vraag is, hoe weet ek of dit wat ek sien 'n uiterlike skyn van die godsdienst is en of die krag van die godsdienst, die Heilige Gees, werklik in hulle leef? Hoe weet ons? Dis daai vrug, Pastor, jy het laasweek gepraat oor die wingerdstok. En die verskil kom in met wat dra die kwaliteit van die vrug, draai vrug, en wat se vrug dit is. Ja. Ons sê dan toe ons het die vrug van die Gees en dit is mooi vrug, dis die mooi goeders. En dan het ons hierdie. En ek glo is maklik om 'n skyn te gee wanneer dit goed gaan met 'n persoon. Maar die oomblik wat hulle so bietjie onder druk gesit word en hulle word getoets, dan wys die waarheid rondom dit. As jy genoeg tyd om daai persoon te spandeer, dan wys hulle vrug ook. So dit bring my by twee goed. Jy weet, ken die mense met wie jy hom omring. Hulle vrug sal wys. Praat nie van foute en dit nie. So as jy vriend het, dan het ons lankmoedigheid met mekaar en ons verdra goeders en ons leer mekaar, maar die persoon wat nie is nie, sy takkie gaan eventually afval en dis daai skrif in die woord wat sê dan sit ons op 'n plek en daai takkie beteken eintlik niks nie. En hy's net goed vir 4 maak oud. En dis as jy my moet vra hoe toets mense dit is dit daai deur 'n klein bietjie tyd. Voordeel is soos Paulus sê, daar is mense wat skynheilig is. Daar is dit. En is reg, ek hoef nie in kompetisie met hulle te leef nie. So ek loop nie rond en kyk, ek is nou ewe skielik baie skepties oor elke persoon om my nie. Maar met tyd weet dit en dan met tyd dan kan jy daai mense nie veroordeel nie wegskyk om te sê dat jy is nie meer welkom nie, maar ek gaan nie jou toelaat om jy insaal rondom my hart besluite en daai tipe goed te hê nie, want jou vrug gaan nie my nader aan Jesus Christus bring nie. Ja, dis maklik om 'n piesangboom uit te ken in 'n appelboord. Yes. So as daar appelbome is en een piesangboom en jy gaan hom dadelik raak sien. Jy wil. Jy weet, as jy kan dit net raak sien as jou lewe vrug dra. Yes. Dis ook die ding, is jou lewe moet vrug dra. Wanneer jou lewe vrug dra, sal jy die vrug van ander mense raak sien. Een van die gifts wat God vir die mense gee, wat nie, jy weet, daar's party gifts wat hy vir sommige mense gee, party gifts wat hy vir ander mense gee. Hierdie gift is 'n gift wat hy vir ons gee, en dit is 'n opdrag in die woord om dit uit te oefen vir elke Christen. It's the gift of discernment. Yes. Om te onderskei tussen wat is goed en wat is sleg. Wat kom van God af, wat kom nie van God af nie.
En dit is dis hoe jy dit doen. Jy weet you practice the gift of discernment. Nou as jy lack in the gift of discernment, dan moet jy gaan bid. Jy moet die Here vra om daai gift te verbreek en jy moet die woord gaan studeer, want dit is ultimately hoe jy dit doen, is deur die woord. So nou praat jy met 'n oom en jy of met 'n tannie en dit klink so mooi of met jy weet wie ook al. Jy praat met iemand. Ja, ek dit voel. Kom ons ja. Ons point niemand hierso nie. Is ander mense, ander kerke. Die oomblik wanneer ek sê oom, dan sit soos ja, hy praat van iemand ouer. Nee, okay. Jy praat met iemand. Skets 'n prentjie vir jou. En jy vra die vraag, hoe weet ek of hierdie persoon 'n uiterlike skynsel het of is dit maar net jy weet is it real of is it is it real or is it not? Dit gaan wees verhouding met die persoon. Jy weet hoe langer jy sien en hoe langer jy tyd met daai persoon spandeer, elke persoon wys sy ware kleure. Ja. Op die einde van die dag. En iemand wat nie indweld is met die Heilige Gees nie, gaan sekere goed doen wat jou as 'n geesgevulde kind van die Here verskriklik ongemaklik gaan maak. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar jy gaan na vriende toe of jy gaan na mense toe en jy kuier saam met hulle en hulle kom na 'n rukkie kerk toe en dan sê hulle iets en dan is jou gees soos wow. Ja, so alarmpie wat hier af. Ja, jy kan nie dit sê nie. Dan maar hoekom nie? Dit is wow. Die woord. Nee, maar wat wow. Daai gaan meer en meer nou weet jy. Om onderskeid te neem tussen dit en iemand wat in die oomblik ietsie sê en jy weet maar weer eens die conviction sal wys en dit is hoe jy onderskei tussen dit. Maar hoe meer die tyd jy saam spandeer en hoe meer ek wil sê hoe meer tyd die Here ek probeer nou my woorde, ek probeer nou myself te artikuleer hierso. Hoe meer jy te doen het met sulke mense, hoe makliker gaan jy hulle raak sien. Ja. Dis so eenvoudig soos dit. Die skrif praat van daai gifts as jy weet raak goed daarmee. Ja. Beoefen hulle raak by en daai is een van dit. So daar gaan definitief verbetering wees vir iemand wat nou net tot bekering gekom het, nou net hierdie goed ontvang en jy's op hierdie plek van die wêreld het dit altyd so gedoen, nou doen ons dit so en dan 'n ou wat jy weet daai mense, iemand kan by die deur instap en hulle het dit al reg gekry. And they just know van die begin af. Saam met dan, jy weet 'n mooi hart om mense kans te gee, want ek dink nou is jy by daai event of daai mense en hierdie persoon sê dit en as hulle teachable is rondom dit en jy sê hoorie pastor, ek dink nie daai dis mooi in lyn nie, hoorie hier's wat die woord sê en hulle vat dit. Geval jy weet daar's 'n teachability, daar's 'n mooi ding. Dis wat jy verwag. Yes, van iemand wat hy moet vermaaning wil vat want hy besef is nooit lekker nie, maar jy wil verbeter in dit wat die Here vir jou gee. En dan daar's ook 'n verskil tussen iemand wat nou net sy lewe vir die Here gegee het en iemand wat nou al vir dis hoekom ek sê oom, maar iemand wat dan iemand wat nou al vir jare die Here dien. Jy weet 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar die Here dien of wat kerk toe kom. Daar's ook 'n verskil tussen die twee want jy kan nie maturity van iemand verwag wat gister sy hy's nog 'n babatjie. Jy weet kom ons gee vir hom melkies, kom ons gee vir hom kos, kom ons disciple hom. Dis ons doel. Leer hulle alles wat ek julle geleer het. Bring hom op en jy sal sien hoe die Heilige Gees in hom werk. Yes. Dis 'n verskil tussen it's beautiful. Dis regtig mooi. Daar's 'n verskil tussen dit en iemand wat sê hy dien die Here nou al vir jare en jare, maar ek gaan net 'n voorbeeld noem. Nee. Hy skinder of sy skinder. Verskriklik baie. En maak nie saak hoeveel keer jy vir hulle sê jy kan nie dit doen nie. Die woord sê ons moet dit nie doen nie. Hulle doen dit. Of iemand wat jok en nie skuldig voel daaroor nie. Of iemand wat steel en nie skuldig voel daaroor nie. Of iemand wat bedrieg, jy weet. Ons kan klein voorbeelde noem, maar ek voel ons almal weet wat dit is om te lieg en wat dit is om te bedrieg. Ons praat nie van lyk ek vet een, jy lyk nie dit nie. Ons praat van bedrieg hierso. Intentioneel mislei tot jou eie voordeel. Ja, tot jou eie voordeel en daar's no remorse. Dis die groot ding.
Want iemand wat met die Heilige Gees gevul is, sal remors wys, sal jammer sê, sal repent, sal aangaan, homself optel en homself verbeter. Jy weet, toe Nathan, die profeet, na Dawid toe kom, en vir hom die storie van die skapie vertel en goed. En dit kom uit dat die Here het gesien die sonde van Dawid en dude, wat het jy nou net gedoen? Dawid se reaksie was nie gewees, man, ek is die koning, ek kan doen wat ek wil. Sy reaksie was, ek gaan repent. Jy weet, en hy skryf Psalm 51, en Psalm 51 is, ek verwys al, as iemand my vra, hoe repent ek, gaan bid Psalm 51. Dit is die prayer of repentance. Dit is die ultimate prayer of repentance. Ja, en dan, dit was sy reaksie gewees. Sy reaksie was, ek moet myself verbeter. Jy weet, ek het 'n fout gemaak, ek het nie net 'n fout gemaak, ek het heavy gesondig. But, as remorse, daar's 'n conviction, en I'm going to be teachable. En ek gaan myself verbeter. Pastor Donnie het Sondag hier na die einde toe na dit verwys ook, wat hy sê, jy weet, daar's 'n ding in sy lewe wat hy mee gebattle het hierdie laaste ruk, en hy wou Desember, jy weet, op die strand wees, en hy wou gesond wees, hy wou hierdie, en hy besef toe, is wel beter vir hom, om nie daai goed te hê nie, maar met die verhouding, en die ding saam met God, Desember op die strand te wees, en nie af te wyk van waaroor dit regtig gaan nie, is die feit dat Jesus Christus se verhouding is vir my en jou soveel meer belangrik as enige aardse begeerte wat ons kan hê. En ek dink as ons dan weggaan na daai van die fokus af van Jesus, onthou wie hy is, dan kom ons op 'n plek en ons kry onsself daar, en ons hart word hard, en Dawid het besef, hoor hierso, maar dis vir my beter om die verhouding met my Vader te hê. En dis hoekom die woord dan ook sê, Dawid is 'n man na God se hart. Want hy daai verhouding verstaan. Jep, en dis vir my mooi, jy weet, die genade van God, die woord sê die genade van God bemagtig jou om die sonde agter te laat. Yes. Jy weet, the grace of God empowers you to put away those things. Death, where is your sting? Niks meer nie. So die reddende werk van Jesus, jy weet, ek is nie 'n beraader nie, kom ons kom terug by die verskillende bedieninge en goed, as mense wat berading kan doen, wat, jy weet, 'n uur se sessie met hulle is soos 3, 4, 5 ure se sessies met my, dan sê ek, aarde, ek is nie 'n beraader nie, maar ek is wat sê Paulus, wat is sy woorde? Ek is totaal en al oortuig van die feit, dat as iemand die evangelie, die gospel verstaan, dan en hulle snap dit in 'n beradingssessie, dan sal hulle probleme opgelos wees. Jy weet, ons tackle altyd die simptome, en is fyn, jy kan die simptome tackle, maar as die root problem nie gesolve is nie, die root problem is, there's no conviction. Dis die root problem. Jy weet, as ons praat van hierdie skrif, dis die root problem. Hoekom is hulle geldgierig? Want dit gaan net oor hulle, daar's nie conviction. Jy weet, Paulus skryf op 'n ander plek, stel mense bo jouself. Jy weet, daar's nie conviction nie, dis die root problem. Hoe kry ons, hoe doen ons dit? Hoe fix ons dit? Wel, ek kan jou nie convict van sonde nie. Jy weet, dit maak nie saak hoeveel keer, en miskien, ek het al die fout gemaak, en ek is seker as mense wat die fout gemaak het, want jy vat die Bybel, dan gaan lees jy die Bybel vir mense wat verlore is in die wêreld, en hulle word nie geconvict nie, dan dink jy, maar die Bybel sê, hoekom kan hulle nie net verstaan, want daar's no conviction. Ek kan nie convict nie. Jy weet, jy kan nie convict, dis nie my job om te convict nie, dis die Heilige Gees. So nou, so dis die root problem, daar's nie conviction nie, there's no conviction of sin and righteousness nie. Hoe fix ons dit? Die gospel. Die gospel. Dit is hoe jy dit is oortuiging kom deur die gehoor. Die gehoor van wat? Die gospel. Yes. Wat doen die gospel? As jy jou lewe vir die Here gee, wat gebeur? Die Heilige Gees kom leef in jou. Die proses van heiligmaking begin. Yes. Heiligmaking is conviction. Is om te sê, ek was verkeerd hierso. Miskien moet ek nie. En dit, as jy daai skrif weer gaan lees, en ek wil aan die luisteraar en die die kykeraar,
Ek wil vir julle, ek wil 'n beroep doen op julle. Gaan lees wie hierdie skrif. Ja. In 2 Timoteus 3. Gaan lees die skrif en gaan kyk na dit wat Paulus vir. By the way, hy eindig vers 5 deur om te sê bly weg van hierdie mense. Hierdie mense wat shallow is, bly weg van hulle. Hoekom? Want hulle gaan jou corrupt ultimately. Ja, hulle beïnvloed. Hulle beïnvloed jou. Jy weet dit is wolf in sheep's clothing. Jy weet die skapies moenie rondom die wolwe. Maak nie saak hoe mooi hulle aangetrek is. Dit klink verskriklik, maar dis hoe dit werk. Bly weg van hulle. Ja. Bly weg van hulle. Dit is belangrik vir my en jou om onsself te ombring. Nou dit beteken nie jy kan nie vriendelik wees nie. Nee. En dit beteken nie jy groet hulle nie op 'n Sondag nie. En dit beteken nie jy bid hulle en jy nooi Ja, hulle. asseblief moenie lelik wees Ja, nie. don't be lelik. Dit doen wel beteken doen wel. Dit doen beteken ek gaan myself nie omring met hulle nie. Ja. Hulle gaan nie inspraak in my lewe hê Dit nie. is die woord. Hulle gaan nie mentorskap in my lewe hê nie. Die mense wie ek kies in my lewe, wat my vriende is, wat rondom my is mense wat nie net 'n uiterlike skyn het nie, maar wat 'n egte verhouding binne-in het. Yes. Wat die vrug van die Gees dra. Want weet eens die kompetisie, ek het meer vrugte as jy nie, maar ek wil geïnspireer word deur iemand wat deur trials en tribulations en moeilike tye gaan, Yes. maar wat aanhou die Here bid. Yes. Wat aanhou die Here aanbid, wat aanhou kerk toe kom, wat aanhou die geloof Hulle nastreef. hou aan jou wys na Ja. Christus toe. Ja, Ultimately wat hulle veronderstel is om te doen. ek wil sulke mense met dit. Ek ook. Amen. Cool. Ek dink die tyd het ons gevang. Yes, pastor, ons lekker gekuier, ek Ons dink 'n het. paar punte. Ja, dit was lekker geweest. Maar is 'n mooi verdieping. Ja, ek dink so. En ek Dankie. hoop en ek bid dat dit julle geseën het, julle wat luister en julle wat kyk. En as dit het, stuur dit aan vir iemand. Jy weet, ek weet dat hierdie gesprekke is bietjie lank en ons het nie altyd die tyd om dit te luister nie, maar stuur dit aan vir iemand want dit mag dalk net iemand aanraak. Yes. En dit is my beroep op julle. Gaan lees die skrif, stuur hierdie aan, gaan kyk die preek, gaan kyk die verdiep video, gaan kyk ons reels, gaan like ons post, gaan follow ons. Klik hierdie skakel. Doen die Ja, ding, jy weet, maar as dit jou gebless het, Yes. jy weet, stuur dit aan sodat dit iemand anders te ook kan bless. En dit is my finale boodskap, is die evangelie van Jesus. As jy dit snap, as jy dit verstaan, you know the power of salvation. Amen. En dit is die most powerful boodskap wat ons as church het. En ons het 'n mandate. Ons het 'n mandate om dit te gaan preek. Every Ons one het of 'n us. mandate om dit te gaan verkondig. So gaan verkondig dit. Yes. En dan beteken jy stuur dit aan iemand, dan sou weet. As dit jou manier is, doen dit. Wat ook al die Here op jou hart gesit het, doen net wat die Here gesê het. Dankie. Dit is my message. Amen. Amen. Dankie julle.